So, hierdie video is regtig bedoel vir jou om vinnig deur te gaan voor jou eindeksamen of voor 'n groot toets, om net vinnig die formules te hersien en te weet waarom jou A, jou B, jou C, jou algemene terme, hoe dit lyk en watse tipe vrae om te verwag en hoe om dit te beantwoord te doen. So hierdie video se hoofdoel gaan wees om 'n vinnige video te wees, om net vir jou 'n hersiening te gee van getalpatrone. So ons gaan begin met, jy kry twee verskillende getalpatrone, naamlik lineêr en kwadraties. 'n lineêre getalpatroon het 'n eerste konstante verskil. So dit beteken, hy het een boepie en dit bly konstant. Sy algemene term is Tn is gelyk aan Bn plus C. B bepaal jy deur middel van wat is jou konstante verskil. So dit is jou keywaarde in die geval. Dan jou C-waarde is altyd jou eerste term minus jou konstante verskil. So dis jou C-waarde. Jou Tn van 'n lineêre grafiek, so dit wil sê jou algemene terme, vorm 'n lineêre of 'n reguit lyn. So dis al grafieke, as jy nou kyk na funksies, werk dit met 'n reguit lyn. So as jou A-waarde groter is as 0, lyk hy soos 'n halwe verkeerde merkie wat jy nou eerste gaan merk. Dan, as jou A-waarde kleiner is as 0, lyk dit soos 'n regmerkie vir kleiner as 0. Dan gaan ons gou kyk na kwadratiese getalpatroon. 'n Kwadratiese getalpatroon het 'n tweede konstante verskil, so dit beteken hy het twee boepies. Nou sy algemene terme is Tn is gelyk aan An kwadraat plus Bn plus C. A bepaal jy deur middel van jou 2a te gelyk te stel aan jou waarde van Q. Jou B bereken jy deur te sê 3 keer jou A-waarde wat jy hier uitwerk, plus B gaan vir jou R gee. En C bereken jy deur middel te sê van A plus B plus C moet vir jou eerste terme gee. Dan, 'n kwadratiese getalpatroon se algemene formule gee vir jou 'n parabool. Nou, wanneer jou A-waarde groter is as 0, smile jy, so jy het 'n groot smile, so dit wil sê jy het 'n minimumwaarde. As jou parabool se A-waarde kleiner is as 0, is jy baie ongelukkig, so jy het 'n maksimumwaarde. Om jou minimum of maksimum waarde bepaal, of wanneer hulle vir jou vra, bepaal die grootste of die kleinste waarde, gaan jy hierdie formule gebruik, n is gelyk aan negatief b op 2a, en jy gaan daai antwoord vir n, gaan jy in jou algemene terme gaan insubstitusie. Nou, om onbekendes te doen by kwadratiese vergelyking of kwadratiese getalpatroon, gaan jy jou kies gelykstel aan mekaar om jou x en jou y's te bereken. So dit wil sê term 3 minus term 2 gelyk aan term 1 minus term 1. Dieselfde by 'n lineêre getalpatroon, jy gaan net met die eerste konstante verskil werk en by kwadraties gaan jy met die tweede konstante verskil werk. Dan bepaal 'n mens die verskille. Jy bepaal die verskille deur middel te sê van term 2 minus term 1 is gelyk aan term 3 minus term 2. So dit wil sê, die verskil van y na x, gaan jy sê y minus x gaan vir jou q gee. En z minus y gaan vir jou q gee. So dit is waarvan ek praat met bepaal die verskille, want partykeer vat die kinders die eerste term minus die tweede term, maar dis tweede term minus eerste term. Dan is 'n paar goedjies waarvoor ek julle wil hê julle moet oplet. As hulle praat van bepaal die ende terme, praat hulle van die algemene terme of die reël. So dit is byvoorbeeld Tn is gelyk aan An kwadraat plus Bn plus C, en in die geval Tn is gelyk aan Bn plus C. Dan n is die posisie, so n staan vir term 1, term 3, term 100, term 60. Tn is die term, so dit staan ook vir Tn. So wanneer vra, bepaal wat se term 138 gaan gee, gaan jy in Tn se plek 138 in substitusie. So Tn staan vir wat in hierdie rytjie bo gaan staan.